Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle te kan bedien met 'n woord uit God se wonderlike woord. Ek wil graag met julle 'n bietjie vandag gesels oor hoe voel dit as jy uitgenooi word om saam met iemand wat nogal 'n hoë aansien het te kan eet, soos byvoorbeeld miskien 'n burgemeester of dalk 'n raadslid of selfs die president. Nie dat ek dink ons sal so by daai geleentheid kry nie, maar soos hulle sê, never say never. Maar hoe voel dit vir jou? Of selfs as iemand wat soos 'n bestuurder of 'n baie hoë graad het vir jou nooi om saam met hulle aan tafel te kom sit. Dis 'n groot eer, of wat sê ek? Nou, kind van God, dink net hoe wonderlik is dit dat Jesus ons elkeen uitnooi om saam met hom aan sy koninklike tafel te sit. Elke een van ons. In Matteus 9 vers 10 staan daar, en hy het aan tafel gesit by die huis, en baie tollenaars en sondaars het saam met hom en sy disippels aan tafel gegaan. Nou, ons almal weet dat die tollenaars en sondaars in daai tyd, hulle was, as ek dit so mag stel, skuin van die aarde. En wie sal nou saam met hulle wou aan tafel eet? Maar hier wys dit net weer eens die barmhartigheid en die genade van Jesus Christus, dat hy saam met tollenaars en sondaars wil eet. Ek meen, kind van God, hoe sal ons reageer as jy dalk nou saam met iemand moet eet wat nou dalk nie dieselfde standaard klere of standaard opvoeding of opleiding of so het wat jy dalk gehad het nie. Of jy wat dalk miskien, hoe kan ek sê, op 'n plek is nie soos ander mense nie. En hoe sal mense vir jou aangluur as jy skielik aan 'n tafel moet gaan sit waar hoë klasmense is? Jy gaan uitvoel. Maar hier wys dit net weer eens dat Jesus het elkeen van ons so lief. Hy het nie uitgekiestes nie. Hy het nie gunstelinge nie. Elke een van ons is spesiaal vir God. En dis hoekom dit so wonderlik is om te weet, elkeen van ons het hierdie uitnodiging om saam met Jesus by sy tafel te kom sit, om saam met Jesus 'n pad te stap, saam met Jesus in die koninkryk te wees. Hy het nie uitgekiestes nie, my boetie en sissa. Jesus wil elke een van ons hê om saam met hom deel van sy koninkryk te wees. Maar nou is my vraag, wat doen jy met hierdie uitnodiging? Gaan jy dit verwerp want jy voel minderwaardig? Gaan jy dit aanvaar en weet, as ek saam met Jesus is, kan daar net soveel dinge in my lewe verander, wat wil keer dat ek saam met Jesus is. So weer eens, vra ek vir jou, my boetie en sissa, gaan jy God se uitnodiging aanvaar, om saam met hom te stap, saam met hom aan sy koninklike tafel te sit? Dink daaroor, maar moenie te lank dink nie, tyd is min. Maar weet net, Jesus wag vir jou, en hy kan nie wag om jou deel te hê as sy gaste by sy tafel nie. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie, dat u nie gunstelinge het nie, Here, maar dat elke een van ons in u oog gelyk is. Dankie Vader vir die uitnodiging dat ons saam met u aan u tafel kan sit. Dankie Vader dat ons weet, ons is belangrik. Maak nie saak van status of titels of wat ook al nie, Here. Elke een van ons is belangrik vir u, en daarvoor loof en prys ons u. Dankie, Here. Amen en amen.